Nou, vanoggend praat ek dink vir die laaste keer in terme van die interpretasie, as 'n intro net oor Openbaring. So, julle moet nou onthou, ons het nou gesê dat Openbaring primêr speel af elke nou en dan sien ons hy speel af in die hemel. Ander kere dan speel hy af op aarde en ons moet basies te kan onderskeid bring tussen wanneer is dit in die hemel, wanneer is dit op die aarde. Dan het ons ook gesê dat daar is 'n verskil in interpretasie van Openbaring en dis gebaseer, party mense lees Openbaring lineêr, wat beteken hy begin by hoofstuk 1 en hy eindig by hoofstuk 22 hier in die einde, en so jy lees hom soos 'n gewone boek. Ander, ek dink ek begin nou meer myself sien in die siklus ene, wat beteken hy begin by die hemelvaart en hy speel af tot en met die wederkoms toe en dan 'n stukkie daarna, maar hy gee vir ons siklusse wat hy vir ons heeltyd hierdie ouetjie herhaal. So lineêr vat hulle hom gewoonlik vanaf die wegraping, so jy het basies die kerktydperk, Openbaring 1, 2 en 3 en dan gaan dis die wegraping en dan speel hy af tot en met die wederkoms, waar die siklus ene is basies heeltyd hemelvaart wegraping. En ek dink grootendeels as 'n mens gaan dink aan die lineêr, dan is dit primêr gefokus om te kan sê dit wat alles gebeur nou, wat ons nou lees, is toekomstig. Dit moet nog gebeur. So ons wag vir die wegraping en alles wat daarna gaan gebeur, is alles toekomstig. En dit beteken dat as gelowige het jy tegnies nie nodig om vanaf Openbaring 4 te lees nie, want jy is nie regtig, alhoewel 4 en 5 kan jy lees, want dit gaan in die hemel aan. Maar vanaf Openbaring 6 het dit nie regtig enige betrekking tot jou toe nie, so jy hoef dit nie tegnies te lees nie. Dis maar net nice to know, so dis eintlik maar die idee, as jy hom baie lineêr gaan lees vanaf die wegraping ingesluit. Wanneer ons hom lees in terme van 'n siklus, dan vra ek heeltyd myself, dit wat ons sien, dit wat ons beleef, dit is al klaar reeds besig om te gebeur en dit word soos met die kerke, word vir ons 'n waarskuwing, dit word vir ons iets om na te kyk en te kan sê, sien ons hierdie, beleef ons hierdie vandag, en as dit die geval is, dan kan 'n mens op 'n punt kom en sê, "Jesus, maar Here, wat wil U vir my sê?" So dan beteken dit dat ek lees Openbaring 6 en ek lees Openbaring 7 en ek lees Openbaring 8, 9, 10 en alles wat daarmee saamgaan en ek vra myself, Here, watse waarskuwing gee U vir my hierso? Here, watse goeie nuus gee U vir my in hierdie gedeelte? En hoe gaan ek hierdie goeders toepas in my lewe? So die verskil is hoe jy dit gaan interpreteer. Soos ek sê, ek vind myself baie meer in die siklus in. En so ek herinner myself, nadat ek vir baie jare, nie soveel jare soos party van julle nie, maar vir baie jare al gesoek het na die tekens en gewag vir die wegraping, en nou die dag is ons laaste wegraping, ek sê laaste, die onlangste wegraping in die voet geskied gewees. Ons gaan hom volgende jaar weer kry, ons gaan hom in 2030, dan is die kerk 2000 jaar oud, dan gaan ons hom weer kry. So ek maak sommer nou al 'n voorspelling oor die ander wegrapingsdatums wat binnekort sal kan volg, maar bloot uit dit uit het ek posisioneer ek myself meer in die siklus fase van dit. En so wanneer ek hom van nou af gaan heeltyd praat in siklusse, moenie my stenig nie, dis die posisie waarna ek vat. Jy is meer as welkom om net hierdie hele deel te ignore, want jy is in elk geval weg in die einde van Openbaring 3. Okay, right, so en grootendeels hoekom ek sou sê 'n mens lees hom in siklusse, is daar is 'n visioenmerker. So elke nou en dan lees ons van die visioenmerker. Ons noem dit, die Griekse woord is kai eidon, en jy lees hom in Afrikaans, en toe sien ek. So jy sien konstant wanneer Johannes die stelling maak, en toe sien ek. Hy gebruik dit in begin van hoofstuk 4, begin hoofstuk 5, begin hoofstuk 6, 2 keer in hoofstuk 7, hoofstuk 8, hoofstuk 10, hoofstuk 12, hoofstuk 13, hoofstuk 14, hoofstuk 15, 17, 19, 20, 21. Kai eidon, en toe sien ek.
Nou hoe ons hom interpreteer is either lineêr of dit beteken dit is 'n siklus. So met ander woorde, as ons 'n storie vertel, vra vir 'n kleintjie om vir jou 'n storie vertel en toe gebeur hierdie en toe gebeur hierdie en toe gebeur hierdie en toe gebeur hierdie. Dit begin by punt A en dit eindig na punt B toe. Maar dit kan ook gebeur dat ek het gesien en toe het ek 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 gesien. So dit is dis goeders wat hy sien is 'n merker om 'n visioen te begin. Daar's nou 'n movie uit ek dink 'n House of Dynamite. As jy hom nou gaan kyk, dan vertel hy vir jou 'n storie, dan stop hy hom op 'n sekere punt en dan begin hy weer oor en dan vertel hy weer vir jou 'n storie en dan gaan stop hy en dan begin hy weer oor en dis die tema wat 'n mens kan raak sien. So hierdie visioenmerker, die Kai-Eidon kan wees either van die eerste ding moet gebeur en na die eerste ding speel die tweede ene af, speel die derde ene af, speel die vierde ene af. Wat ek wel raak sien is hy speel en dan kom hy terug en dan speel hy en dan kom hy terug en dan speel hy. En dis wat Kai-Eidon doen. En so jy kan besluit hoe jy gaan interpreteer. So as ons begin by Openbaring 5 net weer vinnig, hy begin vir ons en hy het hierdie prentjie van Jesus wat in die hemel ingaan, en ons sien dat hy gaan na God toe en hy vat die boekrol met die 7 seels. Teen die tyd wanneer ek en jy aan die einde van Openbaring 7 kom, dan vra jy jouself die vraag, maar wat is hierdie boekrol? En dan lees jy hoofstuk 6. In hoofstuk 6 word hierdie 7 seels oopgemaak. Hierdie is die perfekte wil van God. Dit is die 7 goedes wat die wil van God dan wel terughou. En so of toehou en dan so jy sien dit word basies so gespeel en dan in die einde van hoofstuk 7 dan vra hy die vraag wie kan staande bly? En dan spring ons terug en hy gaan vir ons vertel wie kan staande bly. En so hy kom basies met hierdie gedeelte waar God sy mense merk en ons sien dan hierdie ding speel af tot op 'n punt toe wat almal in die hemel besig is om God te aanbid. So jy het die 24 ouderlinge wat besig is om te bid, jy het die mense wat gemerk is wat die Here aanbid, jy het die 4 lewende wesens, jy het massas engele, almal is besig om te aanbid. En dan kom ons weer by hoofstuk 8. So hoofstuk 8 sê hy vir ons en toe die lam die 7de seël oopbreek, onthou hierdie is nou nog 'n storie. Hoofstuk 6 het vir ons die 7 seëls oopvertel. Toe hy die pols gevat, teruggespring, iets vir ons ekstra vertel en nou gaan hy weer terug na seël nommer 7 toe en hy sê toe die lam die 7de seël oopbreek, het daar stilte in die hemel neergedaal, ongeveer 'n halfuur lank. Nou hierdie is die enigste bewys dat ons vir at least 'n halfuur, daar gaan een enkele halfuur wees waar daar geen vroue in die hemel gaan wees nie. Want daar gaan stilte wees vir 'n halfuur. Maar daarna is julle weer welkom terug in die hemel en dan gaan alles weer normaal aangaan. So, maar vir wat dit werd is net 'n grappie, hoor. So wat ons sien en beleef, is jy het amper al vir die aanbiddingsoomblik wat plaasvind en dan skielik dan stop alles. En hierdie halfuur se stilte, dis 'n afwagting wat bou. Hierdie is, ons noem hierdie 'n spanningsmoment. Dis die oomblik wanneer jy oor iemand is besig om te gesels en hulle is besig om jou te vat na hierdie punt toe en skielik is daar stilte. En ons 'n verwagting oor wat gaan volgende gebeur. En so dis wat gebeur. Die 7 seëls speel af. Die 7de seël maak oop en daar is stilte. En dan begin hy met Kai-Eidon. En toe het ek gesien, volgende visie, volgende merker, volgende ding wat gebeur. Hy sê, en toe het ek die 7 engele gesien wat voor God stelling inneem. En hulle is 7 trompette gegee. 'n Ander engel het nader gekom en by die altaar gaan staan.
Hy het 'n goue wierookbak vasgehou. Nou, twee goedjies wat jy hierso raak sien, jy sien dat daar was 'n altaar en daar is 'n goue wierookbak. Beide van hierdie is simbole wat ek en jy gaan raak sien as ons gaan lees van die tabernakel, oor hoe hy gevorm is in die Ou Testament, of die instruksie gegee om hom te maak, en ons sien dieselfde goed wat plaasvind ook in die tempel. So baie mense merk op om te kan sê dat die oomblik wanneer ons na hierdie gaan kyk, dan sê hulle dat die oomblik wanneer God die bloudruk planne gegee het vir die tempel en vir die tabernakel, is omdat dit is hoe dit lyk in sy troonkamer. So jy het amper half die hemelse struktuur wat baie ouens sê verwys na dit toe, bloot oor dat ons die simboliek hierso sien. So nou het ons 'n engel wat nader gekom en het by die altaar gestaan en hy het 'n goue wierookbak vasgehou. 'n ander engel het nader gekom en baie reukwerk is aan hom gegee om dit te meng met die gebede van almal wat aan God toegewy is. So nou wat hy gaan doen is hy sê vir ons dat hierdie engel hou nou die goue wierookbak vas en dan kom die wierookbak en dit word ingesit en dit word gemeng met die gebede van almal wat toegewy is aan God. Verwys ons terug na Openbaring 5 toe, selfde ding op 'n stadium, dan is die ouderlinge besig en hulle sit voor God 'n siter en 'n goue bak vol wierook wat die gebede van die gelowiges is. So met ander woorde, ons sien dat die gebede van ons as gelowiges vorm dan deel van hierdie gemeng dan met wat hulle dan hierso sal sê baie reukwerk en dit word dan aan God toegewy. So dis wat ons hierso sien. Nou, dan sê hy vers 4, die rookwolk van die rookwerk wat deur die engel geoffer is gemeng met die gebede van hulle wat aan God toegewy is en het dit opgestyg voor God. Toe het die engel die wierook geneem, dit volgemaak met die vuur van die altaar af en dit op aarde uitgegooi. Donderslae, rammelinge, weerligte en aardbewings is toe daarop gevolg. Nou wat gebeur is, so nou het jy basies hierdie wierookbak wat volgemaak word en geoffer word voor God en dan word dit, as dit so begin oorvloei, dan word dit omgekeer op die aarde. Dan word dit weer volgemaak en dan word dit weer, as dit oorvloei, dan word dit omgekeer op aarde. En nou as ek en jy dink aan hierdie konsep van wierook, die gebede van die gelowiges, dan dink ons aan gebede wat voor God kom. Dis asof die gebede lyk as hierso, asof dit gebede opbou en dan gooi God uit. En hierdie is nie, party ouens maak die stelling om te kan sê dis omdat God nie die gebede antwoord nie. Dit is nie die geval nie, want dit is die gelowiges waarvan hy praat. En so die uitgooi daarvan lyk soos die antwoord wat dan uitgevloei word op hierdie aarde. En dis wat ons sien. Nou teen die tyd wanneer ek en jy na Paulus gaan kyk en ons trek hierdie simbool oor hierdie wierook wat plaasvind, dan lees ons in 2 Korintiërs 2:15. Nou, dit begin al vers 14 en vers 16 sluit in met dit, maar hy sê ons is 'n welriekende geur wat deur Christus vir God opstyg, onder die wat verlos word, sowel as onder die wat verlore gaan. So eintlik wat Paulus kom en as jy nou die hele gedeelte lees, dan sal jy sien dat ek en jy word hierdie wierook wat voor God is. En hierdie word as teken gegee dat jy kind van God is voor mense wat die Here dien en voor mense wat nie die Here dien nie. Want onthou, die verskil is, in die Nuwe Testament is daar nie 'n tempel soos wat ons dit ken wat ernstig in Jerusalem staan waartoe mense gaan om te aanbid nie. Die teenwoordigheid is nie meer vasgevang in 'n gebou nie. Ek en jy is nou die tempel. En as ek en jy nou praat van hierdie wierook, dan beteken dit dat ons in ons wese word nou dit wat die teenwoordigheid van God huisves. So dis wat ons sien, dis wat ons beleef. Is ons sien dat ons word nou die welriekende geur voor God. Nou ek het vir julle gesê, Kai Eidon is die merker van 'n visioen. Teen die tyd wat ons einde van daai vers 5 sien, gebruik hy 'n ander woord. Hy gebruik Kai Egenoto. En Kai Egenoto beteken en daar was. Ander vertaling sê en daarop volg die volgende. So Kai Eidon sê net en toe sien ek, waar die ander ene sê en hier volg hierna.
Dis wat jy sien in die einde van vers 5. Hy sê donderslae, rammelinge, weerligstrale en aardbewings het daarop gevolg. Ander vertalings sê en daar was. Hierdie beteken continuous. Dis hoekom ons sou sê dat daar is 'n woord wat kon gebruik geword het van Johannes as hy alles as 'n lineêre storie wou gebruik het, dan het hy nie nodig gehad om Kai Eidon te gebruik nie. Hy kon hierdie ander woord gebruik het om te kan sê hierdie volg na die volgende en na die volgende toe. Want wat gebeur is hierdie word uitgegooi op die aarde en dan volg donderslae, rammelinge, weerligstrale en aardbewing. Dis wat ons daarso sien. En dan skakel ons oor na die 7 trompette toe. So nou, as ons nou gaan kyk, weer 7 seels, was die 7 seels wat die volledige wil van God opgesluit het. Teen die tyd wanneer ek en jy kyk na die 7 trompette, trompette is gewoonlik 'n aankondiging van, dis aankondiging van 'n oorlog, dis gewoonlik 'n hulproep aan God, dis die oorwinning wat plaasvind. So hierdie is 'n aankondiging wat plaasvind. 7 spesifieke aankondigings, 7 goeters wat aandag gaan vereis van die wat hierdie beleef. Dis wat ons wel sal sien. So nou begin hy, en hierso is nou weer waar die siklus nou homself in sien. Hierdie is nou die 7 trompette, en so nou wat gebeur is, jy sal sien die 7 trompette, veral die eerste 4 het 'n baie groot vergelyking saam met die 10 pla. So jy kyk daarna, en jy gaan kyk bietjie, en jy sien, maar daar's 'n baie sterk resemblance tussen die 10 pla en dit wat ons hierso beleef. Maar herinner net jouself, wat was die rede gewees vir die 10 pla in die Ou Testament? Hoekom het God die 10 pla vir Farao gegee? Ek meen, God het vir Moses gestuur en gesê, Moses gaan sê vir Farao, laat my mense gaan. Nou staan Moses voor Farao en hy sê, die Here sê, laat my mense gaan, en Farao sê, daar's nie manier nie. En dan wat gebeur is, dan stuur die Here 10 pla om Farao se aandag te kry, om te kan sê, wie is heidaglik besig om met jou te werk, en dis wat ons gaan sien. So hierdie trompette is gemaak om aandag te kry. Vestig jou aandag op wat nou volgende gaan gebeur. Okay. So nou begin hy, en hy sê, die 7 engele, wat die 7 trompette vasgehou het klaar gemaak en daarop geblaas. Die eerste engel het op sy trompet geblaas, en haal en vuur vermeng met bloed is op die aarde gestort. 'n derde van die aarde is verskroei, 'n derde van die bome is verskroei, en al die groen gras is verbrand. Dan gaan hy oor na die tweede ene toe. Die tweede engel het op sy trompet geblaas, en iets soos 'n hoë berg wat aan die brand is in die see gegooi. 'n derde van die see het bloed geword, 'n derde van die diere wat in die see lewe het doodgegaan, en 'n derde van die skepe is vernietig. Vers 10. Toe het die derde engel op sy trompet geblaas, en 'n reuse ster wat soos 'n fakkel gebrand het van die hemel afgekom en op die derde van die riviere en op die waterfonteine geval. Die ster word genoem bitterheid. 'n derde van die vars water het bitter geword, en menigte mense het doodgegaan van die water, omdat dit so bitterlik gesmaak het. Dan die vierde ene, vers 12, die vierde engel het op sy trompet geblaas, en 'n derde van die son, 'n derde van die maan en 'n derde van die sterre is getref, sodat 'n derde van hulle verduister is. 'n derde van die dag het geen lig gehad nie, en ook so die nag. So die oomblik wanneer ons gaan kyk na hierdie 4 spesifieke trompette en die impak van hierdie trompette, sien ons primêr dis op die skepping wat hierdie val. So met ander woorde, ons gaan kyk nou en ons besef dat God het geskep, alles het God goed geskep, Genesis 1, Genesis 2. Ons weet dat ongehoorsaamheid teenoor God het nie net 'n effek gehad op ons as mens nie, maar dit het ook 'n effek gehad op die natuur. So met ander woorde, jy sien van die begin af, skielik het dorings en dissels begin groei, so met ander woorde, dit wat mooi was, skielik nou is daar bossies in jou tuin. Skielik loop jy oor 'n grasperk en jy trap en 'n doring en jy jodel. Bloot oor hierdie is die resultaat van die ongehoorsaamheid, nooit deel van die oorspronklike skepping nie, dit was as gevolg van die ongehoorsaamheid.
En so dis wat ons sien en beleef. Jy sien kort daarna sien jy God se oordeel uitspreek. God se manier van water gee was vanuit die aarde uit, het water gekom en het die wêreld nat gemaak. En skielik uit God se oordeel uit bars die hemel oop en reën stort neer en dit vloed die aarde. Daar's kere gewees, veral in Moses se tyd, wanneer jy sien God se oordeel word uitgespreek, aarde skeur oop en dit sluk mense in. So met ander woorde, nou sien en beleef ons dat hierdie aarde is nou onder die sondeval van God. Of die oordeel van God, die sondeval van die mens. Alles het 'n invloed gehad op hierdie aarde. Baie keer dan sal ons praat van 3 tipes boosheid. Die natuurlike boosheid, die natuurrampe, die siektes, dit wat ons beleef, dis deel van hierdie sondeval wat ons wel beleef. En so nou is hy besig en hy vat vir ons die verskillende fasette van wat ons sien en beleef. So die eerste ene waarna hy gaan kyk, is hy praat oor die aarde, die bome, die gras, dan praat hy oor die seelewe en die skepe, die riviere, die waterfonteine, varswater, son, maan, sterre. Hierso is die oordeel nie primêr op die mense nie. Dis nie mense wat uitbars in seere nie, dis nie mense wat doodgemaak word nie. Daai is primêr gereserveer vir hoofstuk 9. Wat ons hierso sien is primêr, dit is die skepping van God wat beïnvloed word. En jy sien dat hy sê dit is 'n derde van. Die oomblik wanneer ons praat van heeltyd van 'n derde van, dan praat ons nou hierso van God se genade wat uitgestort word, dat dit nie alles is nie. Want die oomblik as dit alle bome en alle gras en alles op aarde, al die seelewe, die hele son, die hele maan, alles vernietig is, dan is alles verby. So 'n derde spreek aan van die genade van God, dat hierdie is nie volledige oordeel wat uitgespreek word op die aarde of op die skepping nie. Nou, weer eens, baie ouens sal nou teruggaan en hulle sal nou gaan sê, ja, maar die oomblik wanneer ons praat oor 'n ster wat geval het, dan praat ons eintlik nou hierso van 'n meteoriet of 'n asteroid of wat ook al wat die aarde tref, en hierdie is nou die krisis wat daarmee saamgaan, en dit was al hoe hy dit gesien het. Either which way, as jy nou wil dit as toekomstig sien, dan kan jy dit interpreteer met 'n baie interessante manier van dit doen. As 'n mens hierna gaan kyk en 'n mens gaan vra die vraag tussen die hemelvaart en die wederkoms, en hy praat vir ons in hierdie tydperk, gaan die aarde iets beleef. Daar is 'n swaar kry wat die aarde beleef in hierdie tydperk. En dan vra ons onsself, wat maak dat ons aarde nou besig is om seer te kry? En jy dink aan die plante groei, en jy dink aan die effek van besoedeling op ons plante groei. Jy dink aan stede wat gemaak word, plante en bome en bosse wat uitgekap word. Ek kyk gisterand hoeka van mense wat wys oor al die verskillende tipe diere wat as al extinct verklaar is, wat nooit weer, ons sal hulle net nooit weer beleef nie. Ek dink in Suid-Afrika self het ons, ek dink ons het die quagga en ons het die bloubok, wat nooit weer sal bestaan nie op grond van die feit dat die mense klomp van hierdie goeters beleef. So met ander woorde, daar is besoedeling. As jy dink aan Oshaka en wat David Attenborough, hierdie ouens se primêre fokus is om vir jou te bewus te maak oor wat doen ons as mens aan hierdie aarde. Nou, ek gaan nou nie skielik begin 'n green pea word wat begin bome vashou nie. Ek het nou die dag 'n video gesien van 'n tannie wat mal word. Sy kens geword omdat iemand met sy een wiel van sy kar op die grasperk gestop het. En sy sê, that's a living organism. You are abusing a living organism. Hoe gaan jy voel as ek in jou huis inkom en jou kinders begin rondklap? Ek sê, nee, dit is 'n bietjie ekstreem. Maar so, ek gaan nou nie noodwendig daai posisie vat nie, maar wat ons wel sien, is ons sien die impak van wat ons as mens doen aan die gras en aan die bome en aan die aarde en aan die see. Ek meen, jy vat net en jy dink net aan die impak van plastiek in die see. En dan besef 'n mens, wat is ons besig om te doen in die aarde? En dit praat oor deel van die swaar kry tussen die hemelvaart en die wederkoms van die Here. En dan praat hy op 'n stadium van vars water. So as ek en jy dink aan die krisis wat vandag plaasvind in terme van vars water, jy het dalk
semi-vars water in jou krane, wat uit Matjabeng se pype uitkom. Ek sê nie heeltemal vars nie, maar semi-vars. Daar's baie mense wat kan lewe op dit. Maar vir wat dit werd is ons besef dat as jy in 'n posisie is om skoon water in jou huis te hê, is dit nie die geval reg oor die wêreld nie. Ons 'n klomp mense wat sukkel met vars water. En hulle sê in 2030 verwag hulle dat hulle 1 triljoen US$ per jaar sal spandeer om net vars water te maak vir mense. En oor 'n 12,6 triljoen US$ net vir infrastruktuur vir vars water. So baie ouens kom so ver en hulle maak die stelling dat hulle glo dat ons gaan ouens is intens. Hulle sê hulle dink dat die volgende oorlog, wêreldoorlog gaan nie gaan oor olie nie, dit gaan oor vars water. Nou, ek weet nou nie of dit die geval regtig gaan wees nie, maar dit is eintlik 'n oorlog tussen ryk en arm. Maar die blote feit is die vars water is 'n krisis. As jy net dink aan, en dan praat hy van hierdie bitterheid, wat gebeur as jy dink aan way back when as jy deur 'n berg gestap het en daar's 'n fonteinstroompie en jy drink sommer uit dit uit. Vandag as jy daai stroompies drink en jy beleef daar's moontlik riool en alles wat daar tussenin gaan, hoe opgewonde raak jy om die stroompie te drink? En dis wat die geval gaan wees en dit kan maak dat jy doodgaan. So die effek hiervan gaan nie anders. Hy praat van die son, die maan en die sterre. Jy dink in Beijing het jy die 2013-2014 smog crisis. Gaan Google bietjie. New Delhi het in 2019 die smog crisis beleef. En dit beteken dat die besoedeling is so erg dat jy letterlik amper nie die son kan raak sien nie. Dat jy nie kan sien waar is die maan, waar is die ster nie. Die besoedeling is so dig en dis wat gemaak het dat China so drasties optree teenoor ligbesoedeling, want hier is die blote feit, is ons besef net dat besoedeling is besig om jaar op jaar al hoe erger te raak op hierdie wêreld. Dis wat gebeur. En so nou gaan ons gaan besef, maar daar is 'n direkte impak wat ons as mens het op hierdie aarde. En so dit kan wees waaroor dit gaan, maar dit gaan spesifiek oor die bome, dit gaan oor die see, dit gaan oor die water, dit gaan oor alles wat daarmee saamgaan. En dan maak hy die stelling, en hy sê na die 4de ene, toe het ek gekyk, en 'n besonderde arend, wat hoog in die lugruim vlieg met 'n skril stem, hoor uitskreeu, hoe vreeslik, hoe vreeslik, hoe vreeslik, sal dit nie vir die bewoners van die aarde wees, as die oorblywende engele binnekort op hulle trompette sal blaas nie. Iets gaan gebeur, nadat jy hierdie sit, kort hierna gaan die volgende gaan gebeur. En dis wat ons dan wel sien. En so, hier's 'n paar goedjies. Nommer 1, party vertaling sal gebruik die woord arend, party gebruik die woord engel. Ek sou nie te veel confused wees nie. Hy het vir ons wel in Openbaring 1 al begin bewys dat daar is 'n engel wat lyk soos 'n arend, so dit kan die wees. En dan as hy praat van hy soos 'n skrilstem uitskreeu, hoe vreeslik, hoe vreeslik, hoe vreeslik. Hierdie 3 keer agter mekaar volg, praat oor volume. Dis die kliphard skree wat volg daarna. En dan sê hy die volgendes wat gaan gebeur, gaan wees oor die bewoners van die aarde. Hierdie eerste 4 het gegaan oor die aarde homself. Dit wat nou gaan gebeur, gaan oor die bewoners wees in hulle self. En daai is waar ons nou gaan moet breek. Ek het gedink ons gaan deur 2 hoofstukke kom, maar ons het 'n volle halfuur spandeer net op 1 hoofstuk. So, kom ons sluit die oë, ons bid saam en as daar enige vrae is, kan julle vra. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om saam te kan wees. En soos dit ons hierna kyk, Here, sit ons en ons vra onsself die vraag, Here, dat ons kan onsself so isoleer en sê dat hierdie trompette is nie vir ons dag nie, Here, of ons kan kyk en ons besef, Here, dat ons as mens speel 'n invloed op hierdie skepping. En Here, alhoewel hierdie nie spesifiek vir ons 'n uitroep is om noodwendig iets anders te doen vandag nie, ons kan ons impak speel, ons kan 'n rentmeesterskap oor hierdie aarde uitroep, Here, is hierdie eintlik primêr iets om aandag te vestig op ons. Dis wat U gedoen het met Farao. Here, U is besig om ons aandag te kry op hierdie goeters. En ek wil bid, Here, dat ons hierna kyk en ons besef dat iewerste is daar besig om U oordeel te begin uitspreek om ons bewus te maak van iets. En Heilige Gees, ek bid dat ons in ons gees sensitief sal wees om te hoor en te beleef wat U vir ons wil sê. In Jesus naam. Amen.